Een dag verbind gaan en die volgende dag wil jy hom help. Kykie, dit weet ek nou nie van hom nie. Ek het dit net aangestuur met geen bybedoeling nie. En toe sê hy nou, hy het dit aangestuur verbind. So, ja, ek is nie in sy gat opgekruip, ek beloof, en hy het my ook nie betaal nie, regtig. Well, either or, Regtig, ek wil nie betaal dis nou so 'n groot verskriklike storie. En ek verstaan nie regtig hoekom nie. Ek verstaan wat is die punt van dit? Wat is die eindpunt hiervan? Die eindpunt hiervan is dat ek weet ek het met my prokureur ook gepraat en ek weet ek moet dit seker nie aangestuur het nie, maar dink jy vir 'n oomblik daai ding sou nie iewers uitgelek het nie? Come on. Verstaan jy? Dit gaan my fucking verstand te bowe dat ja, anyway. Ek weet nie hoekom dit nou Melissa gaan nie haar werk verloor nie. Sy het klaar met die autoriteite gepraat, alles, almal wat my nou voice note stuur en sê ja, sy gaan haar werk. Ek praat met hierdie mense. Verstaan? Ek sal die kak vat any day, maar jy weet, dit was ons almal was geviktimiseer deur hierdie man en dit was vir ons 'n proof that it's happening. Niemand het hulle self regtig verlekker hier nie, hoor. Miskien het dit vir julle so gelyk op die video, maar ja, dis jare en jare en jare se torment. Jare se torment. En ek het ook met die polisiebeampte gepraat, al die sake wat almal gemaak het, dit gaan nog steeds aan, daar word nie skade aangedoen nie. Ek het gepraat met die nodige mense. So ek gaan niemand, julle is almal, ek het niks teen een van julle nie. Niks teen een van julle, nie 'n ding nie. Weskus, kom ek wees gou met jou dood eerlik en kom ek gee gou vir jou my eerlike opinie. Ja. Die feit van die saak, die feit dat jy die video aangestuur het. Ja. Ek meen, 'n mens sit en kyk die fights wat op TikTok kom. Ek meen, kyk hoe fucking pateties is die mense. Eendag is hulle pelle, die volgende dag is hulle nou nie. Jy laat, en ek sê dit vir jou en ek is dood eerlik en ek het dit gister ook vir jou gesê, toe ek met jou op 'n call was en ek was baie kalm op die call, ek was glad nie lelik nie, ek het nie lelike goed gesê nie, en ek verstaan Shaz is kwaad and I get that and I will back my friend, want dit is haar saak en ek kan nie verstaan hoe jy jou elke keer in hierdie situasie bevind waar you side with the one and then the next day you side with the other one. Vir my was dit, ek was op daai call, ek sê dit. Ek was op daai call, I was there. I don't have a problem in saying that I was there. Ek het nog na die tyd het ek vir die mense gesê, asseblief, daar was 'n hond betrokke. Ek het gesê, julle mense raak nie met blokke nie, want môre oor môre lyk dit asof julle vindictief is. Môre oor môre sit julle almal, dan het iemand nou van TikTok af die hond gaan haal of whatever the case might be. Julle almal hou julle bekke en julle mind julle own business en julle laat die authorities nou hierdie ding. Gaan speel die fucking recording. As julle die guts het om die hele recording te gaan haal, gaan speel die hele fucking recording. Die feit dat ek daar gesit het, ja, dit was actually 'n dag wat ek by die huis was. Ek het my huis skoon gemaak. Ek staan in my blou gown daar. Ek sal dit sê, ek het fokol om weg te steekie. Fokol. Presies, ek verstaan. Hy het nie geglo in Laken. Ek het nou in 'n oomblik en ek het gisterand met iemand. Maar of hy dit nou geglo of nie, it was not for you to send a recording because this was not your story. It wasn't my story, but I did it. Ek het gisterand met iemand baie na aan jou gepraat. Baie na aan jou wat vir my gesê het, weet jy wat, jy het nou geval vir daai gap. Ek het. So kom nou oor dit. Ek het dit gedoen. Bitter fucking jammer. Almal wat te nagekom word, mense kan van my dink net wat hulle wil. As ek 'n pateet was, het ek in my bed gelê en pis, maar ek doen nie. Okay, ek is bang vir fucking niemand meer op hierdie platform, maar my hele lewe was al op die platform. Ek het baie goed gedoen wat verkeerd was en ook nie. Okay, so kom vir my, ek het hierdie keer ook 'n regswaan. Ek sal hierdie mense soos Jesus laat lyk. Kom vir my, praat nie met jou nie mooi. Kom vir my, praat van die mense in die comments, kom vir my. Alright. Want ek het ten minste eiers. Let's dance. Ek is nie meer daai pateet wat sit en huil nie en ek sit en huil oor fokol op hierdie app nie, hoor. Ek het gesit en huil omdat die mense my nog steeds support. Ek dreig jou nie, Shaz. Relax, my dear. Ek praat nie. Sorry, julle, ek kan nou glad nie comment sien nie. Ek weet nie wat is fout met TikTok nie. Ek kan regtig die laaste comment wat ek sien is van Lady Lisa af, respek vir Christian. Vir my gaan dit net oor ek was ingetrek vir die call, ek het daar gesit, ek het gekyk.
Hulle het na die tyd gevra oor die hond wat betrokke was. Ek het gesê, niemand van julle fokke raak betrokke nie. Julle hou julle neuse daar uit. Moenie fucking vindicte wees nie. Moenie nou enige iets anders doen nie. It is not your fucking problem. Let the authorities sort it out. En that is the fact of the matter. Die feit, ek sê vandag vir jou, hierdie is my opinie. Jy kan nie laat die fucking gesig heeltyd draai nie. O nee, ek gaan nou saam vir Binai. O nee, wag, gee vir my die inligting wat ek wil nou vir Binai, maar dan gaan gee jy die inligting wat jy vertrou het om, ek meen die gesigte. I mean, which face do you want to look at? Dis my vraag. It wasn't your story to tell, it wasn't your fucking place to send that video. As daar ooit so 'n fucking video na jou toe kom van 'n unknown nommer af, heel eerstens, how the fuck do you send something on like that if you don't even know who the person is that sent it to you in the first place? It was the call, it was a moment. I had a moment, I did it, en Shaz, ek wil net vir jou sê, ek het jou nie gedreig nie, ek praat van die mense in die comments hoor, maar ek is nie bang vir enigiemand nie, ek sê maar net, jy kan my harder poes in die ring, die 22ste, as jy het jou beter gaan laat voel, but it was never my intent. Jou saak word nie belemmer nie, niemand se sake word belemmer nie, inteendeel, daar's nog sake by. Alright. En dit is wat dit is. So, dis eintlik al wat ek wil sê, Beskus, en ek het dit gister ook vir jou gesê, jy vind jou altyd in hierdie posisie waar jy moet terugkom en jy moet verduidelik. Waar ek al soveel keer vir jou gesê het, you have shown so much growth. Yep. En weet jy wat, stil bly is die dodelikste antwoord wat jy in hierdie wêreld kan gee. True. Another lesson learned, William. Another lesson learned. An expensive one, but another one. So, ek meen, julle wil aangaan oor 'n fucking call wat gerekord is. Fact of the matter is, so fucking what? Vir iemand om daai call te gaan uitstuur, heel eerstens, why would you want to fucking record something like that? I mean, it's fucking pathetic. In die eerste fucking poesplek. In die tweede plek, as dit kom van 'n fucking nommer af wat jy nie van weet nie, and you go and you just deliberately send it on, that's fucked up on your behalf as well. But that I'm taking most responsibility for, so what now? What now? Dis nou daar buite, Bin ontken dat hy het ontvang het van Christian af. Christian het nou net gesê hy het vir Bin gestuur. So ek, ja, dis weird. Yeah, well, you see, the circle continues. Where's the growth? The circle continues. The circle of lies is going to continue, and everybody is going to want to fucking back their own story. That's the truth. That's why I said nothing. I was just busy with my popular and my daily ranking, and I'm going to continue right after this. With respect to everybody. Lekker dag. Julle moet 'n lekker dag hê. Ek waardeer dit. Dankie mooi. Bye. Sy het baie moeilikheid. En my foto's is gewys daar, my video's is gewys op daardie video. En my hond is gewys op daardie video. En net daardie twee, en die feit dat ek bespreek is, op daardie WhatsApp call, is baie erg. So ek het nou oproepe gekry, so 10 minute terug, en daar is 9 sake wat teen die vrou oop gaan gemaak word van my af, en ons gaan soveel, nou gaan ons groot. Dit is nie meer klein nie, nou gaan ons baie groot, en ek het voel jammer vir die vrou, want sy gaan haar werk heel moontlik verloor. Ek gaan nou môreoggend met ek by iPad wees, ek het klare oproep gekry, 4:30 terug al, so ek vertel hierdie goed, is dat die mense moet besef wat gebeur. Jy dink jy is baie okay as jy 'n video loop en maak. Ek het nou die dag toe so by 'n event toe sê, ek kan nie almal se gesigte afneem, en by die Poppy Act sê ek mag nie mense se gesigte afneem op 'n video nie. Ek het nie die reg om dit te doen nie, tensy hulle baie ver is en niemand kan hulle gesigte sien nie. So nou gee ek vir hulle net 'n tippie, Poppy Act. So daar's baie goeters wat ongelukkig nou teen die vrou gaan tel. En dan conspiracy basis, die klomp mense daar gesit, lekker. If you part of it, as jy daar sit, en jy's part of it, en ek sê vir die mense hieronder altyd in die comments, pas op jou comments, pas op wat jy daar sit, want because you're part of this life, pas op, want dit kan teen jou gebruik word in 'n court of law, so, of in die hof basis, nou maar.
So ek sit nou maar hierso, ek wag nou, ek het so net 'n samestelling gekry. My prokureur kyk nie altyd TikTok nie, maar ek het ek het hom geadviseer asseblief jy moet nou maar gou gaan kyk. So ek sal nou gaan kyk en sê wat hy sê en wat is sy goeders, maar prokureurs is besig. Hulle kos baie geld. Hallo John Marie. So hulle kos baie geld en hulle het nie altyd tyd om TikTok te kyk soos sommige inspekteurs en goeders nie. So dis my baie interessant. Dis maar net my 5 sent, maar ons sal nou maar kyk wat gebeur vorentoe. Ek sal glad nie meer hieroor praat nie. Dit is my enigste statement hierdie. Op sosiale media oor hierdie saak en hierdie video wat ek nou gesien het. Ek is baie geskok. En ek gaan nie hierdie saak net hier los nie. Ek gaan agter elke persoon op daardie video gaan ek 'n saak oopmaak. Ek gaan 'n saak van criminal, my common sense sê die volgende. Ek gaan 'n criminal injuria saak oopmaak teen elke persoon op daardie call. Ek gaan elke persoon gaan ek accessory to crime, want dit is 'n crime wat hier plaasgevind het, gaan ek oopmaak. Ek gaan teen elke persoon 'n defamation saak oopmaak. Dit is die kriminele sake. Dis 3 kriminele sake. Dan gaan ek vir hulle siviele kant aanvat. Ek gaan infringement of privacy, gaan ek vir hulle elke ene. Hulle gaan bietjie daar moet praat ook. Dan gaan ek defamation doen. En dit net, en dan die principle of dis basies die 5 goeders. So dis krimineel 3 en 2 siviel. Dit is net op hierdie mense wat daar gesit het en lekker gelag het en gedink dit is vreeslik awesome om hierdie dinge te share en op 'n WhatsApp te wees. En ek gaan die polisievrou, gaan ek dieselfde sake in 'n civil manner ook oopmaak. So ek gaan dan vir siviel vir haar ook aankla. Nee, ek gaan iPad ook doen. Want ek gaan die staat dagvaar. Nou raak die staat se dagvaardiging, ons kyk na 10 miljoen rand toe. Dit kan meer wees. Op die oomblik sê ek 10 miljoen rand. Maar dit is waartoe jy beweeg. Maar nou wil ek vir elke ouetjie wat daar gesit het en lekker gelag het en hulle kommentjies gemaak het, you joined the party. Jy's in vir die ding. Siviele sake sal oopgemaak word vanaf Dinsdag. Want dit vat 'n rukkie om al hierdie dokumente deur te werk. En ek moet gaan staan by 'n polisiestasie om elke saak te beteken, in te sit, alles te doen op al hierdie mense. So die hele klompie wat lekker daar gesit het, julle gaan lekker vlieg op julle eie onkostes Johannesburg toe. Nie op staatsonkoste nie. En ek is seker nie op TikTok onkostes nie. En dit gaan vir julle baie geld kos. Baie geld. Want nou rol ons. En as ek rol, dan rol ek. Hoorie Adrian, ek weet nie of jy gehoor het nie. Dit het vir my geklink soos dieselfde man. Ek kan nie met vir 'n feit sê dis hy nie. Maar omdat ek met hom by voorheen al gepraat het, die man wat aan die einde gepraat het, wat gesê het, julle skop in een mis, julle 2, en hy die hond in die kar gehad en goeders. Dit het vir my geklink soos die ondersoekbeampte van daar. Maar sy, wie ook al hy nou is, hy's iets van daar, maar hy was bewus van wat op die telefoon gebeur het, want sy het vir hom gesê, ek het hulle almal nou hier op die video call. Dit is korrek. Dit is bevestig, dit is op daardie video. Dis hoekom ek sê op die stadium gaan ons vir 10 miljoen rand gaan, maar dis op die video, die persoon van die video. Nou kan ons vir die staat, want die staat was 'n unlawful arrest, en ek sit dit hier uit mense, die staat was 'n unlawful arrest. Hier's prokureurs wat my rekord, hulle investigate my ons almal. So ons gaan nog 10 miljoen rand op die ander saak ook eis. So dis 'n 20 miljoen rand saak teen die staat. En al 2 daardie persone gaan siviel aangekla word ook. En hulle gaan krimineel ook aangekla word. So dit is op die einde van die dag, ek kry hierdie mense jammer, want hulle gaan nie 'n pensioen kry nie.
Hulle gaan niks kry nie. Die En staat hoe was dit? Ek het nou recording gekyk waar daar gepraat word was oor hierdie hele scenario en toe word daar gesê daar's niks fout daarmee nie, want julle het nie menseregte gehad om as mens toegesluit is jy nie menseregte nie. Julle was nog nie skuldig bevind aan enige iets nie. Julle is nie fisies in tronk as gevolg van iets nie. So die kak wat mense gevoer word en dan glo mense dit nog is vir my regtig verregaande. So julle het nou apparently nie menseregte gehad en so dit mag gebeur het want julle is nie tronk. Okay, so gelukkig bly ek in 'n demokratiese land vir die oningeligte mense. Ons het dan 'n constitutional hof of wet en ons het al die wette in al die plekke. So basies het jy 3 pilare. So daai mense wat nou maar sulke comments maak, great for you. Ek hoop net nie jy was op daai live nie, op daai WhatsApp call nie. En ek hoop ook nie jy was nou in ander lives en jy die bad comments gegooi nie, want alles kan gebruik word. Ek wil vir die mense sê, Weskus, sy was betrokke, mooi ding, sy was betrokke, Sharon Erasmus, sy was betrokke, Miss CC, wat 'n A-Krause is, was betrokke, en dan 'n sekere celebrity van TikTok was ook betrokke, en dan was die ander vroutjie, is haar naam is Cindy. Cindy is van 'n travel agency af, sy word genoem op Vibe True, hierso, sy was ook betrokke. Kom ons, want die informasie kom nou hierso in. Ek gaan nou vir julle al die name gee van al daardie mensies wat nou daar gesit het. En ek wil nou vir die mense sê, julle live recordings is van nou af, alles recorded. So pas op wat julle op die sosiale media uitsit, want ons record vir julle nou. Ek speel nie, ek is nou baie lus vir al hierdie dingetjies van al die mense wat so lekker, ek wil net gou daai dokument oopmaak hier, ek sien hy het die deur gekom, e-mail is deur, skus julle, ek gaan nou, skus Marlies, ek bombardeer nou jou live hierso, ek bombardeer nou jou live, ek is nie gewoond aan dit nie, maar ek is nou lekker, nou wil ek praat, as ek wil praat, dan wil ek praat, ek gaan nie skinder nie, ek praat die waarheid. So, ons, wie stel mense, laat ek hier kom die ding oop, ek kom die e-mail deur, en al die nommers is klaar getruis, hulle is 205 is op pad, hulle het net die urgent hofdokument kry, so die aansoek is klaar by die hof gedoen, ek lees nou net gou die e-mail hierso, dit is 'n Janita van Deventer, Janita van Deventer was op daai live, ek mag dit nou maar sê, want dit is mos nou in die public knowledge, Mr. A. Krause, was op die live, en dan Anita Meiberg was op die live, dan is daar 'n Klaus, of hy roep homself Rampies, hy was op die live, en dan was daar 'n Matilda Strydom, sy was ook op die live, en dan was daar 'n Weskus Duchess, Melissa, was op die live, en 'n Monica, en 'n Amelda Klaasen, en 'n Jakob Jooste, en 'n Cindy was op die live, en ja, of course Sharon, en dan 'n High and Mighty, die Royal Highness was ook daar so gewees. So almal moet nou maar hulle strooitjies kom uittrek en alles. Al die goeters wat julle lekker gelag het oor en basies my geraas het en defamation gepleeg het en gaan nie al die terms gebruik nie. Ja, ek sê maar net vir julle sterkte. Julle het 'n lang pad wat voor julle lê met baie regskostes. Ek het dan 20 miljoen rand wat ek kan sê as ek 80% kry van die eis, so die bank sal vir my geld gee as ek vir hom wys wat is my eise. So ek het dan bietjie hulp van die bank af. Ek moet al hierdie geld gaan leen want ek gaan vir julle elkeen van julle gaan ek hof toe vat. Elke liewe ene en almal gaan onder dieselfde charges lê. So pas op wat jy dink jy's nie betrokke en jy's betrokke nie. Jy moet mooi verstaan, jy is in die moeilikheid. Jy's in groot moeilikheid. En ja, so ons moet nou maar die saakie verder vat en rustig wees. Ek sê vir jou dankie Marlies dat ek hier kon sit en praat.
Ek kook nou hier waar ek sit, want ek sien hier kom die e-mails in van die ander mense af ook. So ons sal nou maar sien. Ek weet nie wat's al die terme nie. Ek weet nie wat is as jy nou krimineel aangekla word vir criminal injuria. En dit is die bewyse moet nou getranskrip word op hierdie video. Accessory to crime en dan die defamation. Dit is die 3 kriminele sake. En dan die siviele aangeleenthede is die infringement of privacy en ook met defamation dink ek, maar ek dink daai enetjies, ek lees nou te vinnig. Ek dink dit is meer die siviele kant van die dinge. So ons sal maar nou moet sien wat gebeur. Dit is nou my oordanigheid. Ek praat nie namens Johnny van Rensburg bin nie. Bin moet sy eie goeders praat en hy moet sy eie goeders doen. Ek is nie hier om TikTok te support nie. Dit gaan nie vir my waaroor die lewe gaan nie. So ons moet nou maar die ding net so verder vat en aangaan. Haai julle almal, gaan dit? Hallo Jandre. Ja, goed. Trouwman, ek het vir een vraag, John. Hardloop hy weg, hoekom? Dis net vir my staaks Marlies, en ek wil nie betrokke raak met drama, en ons het net om 'n gesprek gehad uit dit uitby, né? En met alle respek gesê, gaan ek nou die volgende sê. Trouwman,